Goeiemôre aan al die geliefdes van die Here. Ek groet julle vanoggend in daardie naam, die naam bo elke ander naam, die naam van ons verlosser en saligmaker, die naam waarin en waardeur ons gered moet word, die naam van Yeshua, ons Messias, of Jesus Christus, soos ons dit ken vandag. Ja, wat 'n absolute voorreg is dit om op hierdie Sabbat by mekaar te kan kom en hierdie rus, hierdie geleentheid wat die Here vir ons gee om ons verbond met hom in stand te kan hou. Ja, en dit is nie te sê dat jy dit nie op Maandag, Dinsdag, Woensdag en die ander dag kan doen nie. Hierdie is die dag wat die Here eenkant gesit het, wat hy gesê het, hierdie is die dag. This is the day that the Lord has made, soos daardie liedjie sê. Maar voordat ek vanoggend begin, kom ons bid eers saam. Aba Vader, baie dankie vir u genade, vir u liefde, Here. Dat Vader, alles wat u vir ons op plek gesit het, het u nog nooit verander nie, Here. U beloftes is ja en amen in Jesus Christus. Ons prys en ons eer u daarvoor. Vader, dat ons na u toe kan kom vanoggend. Vader, ons weet dat elke belofte wat u uitgesit het, het 'n verantwoordelikheid van my kant af om iets te doen. En Vader, daarom kom ons om te doen vanoggend, Here. Om voor u te kom staan en te vra, Here, lei my in hierdie woord, gee my die vermoë om hierdie boodskap oor te bring, Here, sodat ons as mense weer kan terugkeer na u toe, Here, en om weer u opreg lief te hê, soos wat u graag dit wil hê, en dat ons nie valse dinge voor u sal bring nie, maar dat ons opreg sal wees. Ons dank u daarvoor. Amen. Ja, geliefdes, ek het in die week hierdie gedeelte in my hart begin ontwikkel. Ek moet eerlik sê dat ek nie regtig dit op papier neergeskryf het. Ek het net dit in my hart gesien en ek weet dat ons hier 'n gedeelte het wat ons baie verantwoordelikheid teenoor het. Dit gaan oor die kerk, dit gaan oor ons verhouding met die Here, dit gaan oor wag ons op die Here of doen ons eie ding. Nou natuurlik, Pastor Emil en Kathy hulle sal nou kan onthou, soos sy sal nou onthou dat ek hierdie boodskap baie jare terug gepreek het, en vanoggend is dit nie weer 'n ou preek wat ek uitgerou nie, is net iets wat ek gesien het rondom hierdie skrifgedeelte wat ek graag vanoggend met julle wil deel. En as dit iets nuuts is en iets vars is vir jou, gebruik dit. Maak reg. Kom ons leer om in hierdie tyd nie, hoe kan ek sê, te veel oordeel wil vel nie, maar dat ons sal toelaat dat die Gees van die Here met ons harte kan praat, sodat ons onsself kan regkry in lyn met die Here. Die gedeelte waaroor ek wil gepraat kom uit Eksodus 32 en dit praat oor die goue kalf. En nou gaan julle sê, ja, julle weet klaar. Ok, as jy klaar weet, luister maar in elk geval en kom ons kyk, waar is ons dieselfde as waar Israel op hierdie stadium is? En ek kan vir jou vandag sê, met alle redelike twyfel, dat ons presies in dieselfde voetspore staan waar Israel op hierdie plek staan, terwyl hulle besig is om te wag vir Moses. En nou ja, ons weet, hierdie situasie is waar Moses die berg opgegaan het en met die Here 'n afspraak gehad het om die 10de gebooie te kan ontvang, en hy het lank daar gebly. En hierdie volk Israel het begin ongelukkig raak. En hulle het na hulle priester toe gegaan, Aaron, die priester wat die Here aangewys het, en hulle het na hom toe gegaan en gesê, hoor hierso, dit lyk vir ons of hierdie Moses nie gaan terugkom nie. Miskien is hy dood. Miskien het hy 'n ander pad gevat. Miskien wil hy nie meer met ons wees nie. Kom en maak vir ons 'n ander God. Nou luister mooi. Kom en maak vir ons 'n ander God voor wie ons kan buig en wie ons kan aanbid. Dit is baie interessant. Jy kan daai hele gedeelte jouself gaan lees. Ek wil julle uit die raakpunte uitwys tussen hulle en ons vandag. En dit is dat wie het van ons al weggegaan? Wie het gaan beloof om vir ons plek voor te berei? Hierdie Jesus Christus wat op die wolke weggeneem is van ons af, het beloof dat hy sal terugkom, dat hy vir ons gaan plek voorberei en dat hy ons na hom toe sal vat. Maar ek wil vir jou sê dat die kerkewêreld waarin ons vandag staan, nie die kerkewêreld, die Christelike wêreld, die Christene, staan op hierdie plek waar hulle begin twyfel of hierdie Jesus Christus terugkom. En as jy daaroor gaan begin twyfel, wat is die volgende ding? Jy begin afdwaal in 'n verkeerde rigting in. En so het dit ook gebeur in vandag se tyd, dat ons het geleer om ander gode binne in ons kerk te aanbid. Ander dinge te begin doen wat die Here nie gevra het nie. Jy sal sien hierso dat Aaron het al die goud bymekaar gemaak
en hy het vir hulle 'n kalf gemaak, en dit op 'n altaar gesit, en hy het 'n lofdag, of 'n eerdag uitgeroep, om hierdie kalf te aanbid, en hy het hierdie kalf bekend gestel aan hulle as hulle nuwe God. Nou vra ek vir my die vraag af, hierdie Israeliete, was dit nie net gister wat hulle gesien het, hoe die Rooi See oopgekloof is voor hulle nie? Het hulle nie die wonders en tekens gesien, terwyl hulle in Egipte land was nie? Het hulle nie hierdie goed gesien nie? Het die helfte van hulle dalk nie die TV aangehaat nie? Het die helfte van hulle nie dalk op YouTube nie gekyk nie, of TikTok gesien, dat hierdie God is besig om te beweeg nie? Het hierdie God hulle nie gelei nie? Het hulle nie by dieselfde berg gaan staan, en in vrees gesê vir Moses, gaan jy die berg op en hoor wat die Here sê? En ek wil vir jou vandag sê, dit is presies waar ons as Christene staan. Ons luister nie meer, en ons wag nie meer op die Here nie. En om hom op te wag, wat beteken dit, Natasha, om vir die Here te wag? Beteken dit dat ons vir 5 sekondes stil bly, en daarna gaan ons aan met ons eie lewe? Beteken dit dat, ek kyk hierdie pastoor, ek kyk daardie pastoor, ek kyk daardie prediker, en ek doen wat elkeen sê? Broer, suster, ek wil vandag vir jou sê, dat jou verhouding met God jou verantwoordelikheid is. Ek het dit 'n paar weke terug gesê. Hierdie verhouding sluit in dat jy tyd sal uitkoop met die Here. Nog vroeg in die oggend, nog laat in die aand, soos daai skrifgedeelte sê, wat ons Messias ons 'n voorbeeld kom wys het, wanneer 'n mens moet gaan bid. Vroeg die oggend, laat in die aand. Wanneer laas, broer, het jy tyd gemaak en by die werk verlof gevat vir 'n paar dae en gesê, ek gaan vas, want ek wil hoor wat die Here sê? Maar ons vat woord van elkeen af, en ons laat toe, dat die bose vir ons 'n nuwe idee, 'n nuwe godsdiens aanbring. 'n Godsdiens wat die Here nie meer behaag nie. Dit klink goed, dit lyk goed, dit ruik goed, maar dit is nie goed nie. Dit bring nie jou nader aan die Here nie. Inteendeel, dit veroorsaak vyandskap tussen jou en God. En ek probeer nie mense bang praat nie. Ek probeer mense laat dink dat wat is die waarheid? Wat moet ek weet? Ek moet weet dat hierdie God, hierdie Jahwe, hierdie Elohim van ons, hy wat ons gemaak het, wat ons gedagtes ken, wat ons geroep het, nog voordat ons was, het 'n plan vir ons elkeen. 'n plan van sukses. 'n plan om ons ernstiger op 'n vlak te bring, sodat ons met hom interaksie kan hê, terwyl ons hier op die aarde is. Nog voordat ons hom gaan ontmoet in die nuwe Jerusalem, het hy 'n plan gemaak. En hy wil hê ons moet daarby uitkom. Is dit nie interessant, ekskuus tog, dat Moses gaan hoor het wat God sê, en hulle kon nie wag nie. Natasha, kos dit nie stilte tyd om te sê, Here, ek lees u woord. Ek het nou vir pastoor Emil, ons het so 'n vinnige gesprek gehad voordat ek hier begin het. Het ons gesels en gesê, jy weet wat, ons tema, of nie ons tema nie, ons logo sê, die woord en die woord alleen. En dit is goed, want hierdie is die woord van God. Maar hierdie woord is nutteloos. Hierdie woord is al gebruik om moord mee te pleeg. Hierdie is al gebruik om sondes te meer regverdig. Hierdie woord het 'n kritiese bestanddeel nodig, en dit is die stem of die gees van die Here. Wat in jou binneste moet kom, om vir jou die skrifte oop te maak, want daar's 'n skrifgedeelte wat sê, die uitleg van hierdie geskrifte is nie 'n saak van eie uitleg nie. Jy het die gees van die Here nodig. Dit is ook so dat die Here, terwyl hy besig is om reg te maak, om weggevaar of opgevat te word in die hemel, het hy op hulle geblaas, sodat hulle die gees kon ontvang, en die skrifte aan hulle geopenbaar is, sodat hulle kon sien, sodat hulle kon verstaan. Ek kan vir jou sê, dat hierna, na hierdie Here goue kalf en die 10 gebooie en God se teenwoordigheid in Israel, het hulle keer op keer weggekeer van die Here af. Ons sien in die tyd waar die Messias verskyn, het hulle hom nie geken nie. En die Here verklaar, ek het na my eie toe gekom en hulle ken my nie.
Is dit nie so dat die Here na ons toe sal kom en ons dink ons ken hom en hy sê vir ons, ek ken julle nie. Hoekom? Omdat ons 'n vreemde identiteit aangeneem het. Ons het 'n identiteit aangeneem van valse aanbidding. Ja, Frans, hou op om so krities te wees. Mense, as ons nie ons oë en ons ore gaan oopmaak nie, gaan ons hel toe gaan. Ja, dis kras. Ja, dit is kras. Met tyd keer het mens nodig om maar die woorde hard te spreek, sodat die hart kan hoor. Daar's 'n dilemma, mense, daar's 'n dilemma wat ons moet regmaak. En die vermoë is vir jou gegee, vir my gegee. En wat is dit? Om die evangelie te verkondig, om te sê, bekeer julle, en laat julle gedoop word, in die naam van Jesus, ons verlosser, sodat julle sondes afgewas kan word, en julle die Heilige Gees deelagtig kan word, sodat ons 'n verhouding kan hê met die Here, met hom kan wandel, sy geskrifte kan verstaan, sodat ons kan uitgaan, om 'n getuie te wees vir die ganse wêreld, daar in my huis, daar in my dorp, daar in my omgewing, daar in Gauteng, daar in die hele Suid-Afrika, sodat mense kan terugkeer na die waaragtige aanbidding van die waaragtige God. Ek het jare terug 'n foto geneem, en ek wil nou nie vanoggend sê waar het ek hierdie foto geneem nie, dit is 'n foto wat ek geneem het, en daar was 'n lys, by die ingang van die dorp, 'n lys van kerke, maklik seker 10. En ek het die vraag gevra aan die gemeente, is my God die God van al hierdie kerke? En jy sal seker vir my sê, ja, maar hy is. Nou wil ek vir jou vra, gaan luister na al hierdie kerke. Gaan luister wat hulle voorstel. Dan gaan jy agterkom, party van hulle praat nie eens van dieselfde ding nie. En ek het dit daai tyd gesê, en ek gaan dit vandag weer sê, my God is nie 'n skitsofreen nie. En ek sê dit met baie liefde, my God is nie verward of verdeeld in homself nie. Hy's een waaragtige God. Hy is ons verlosser, ons saligmaker. Hy is die Gees wat in ons wil werk. Hy wil ons bring by die plek, want hoekom? Hy het vir ons lief. Hy het vir jou lief. Hy wil hê jy moet hom ken. En dan vra hy, aanbid my in gees en in waarheid. Baie kom tot by die gees, en daar raak hulle vas, want die waarheid is van hulle ontneem. 'n goue kalf is opgerig, en dit staan daar, hulle kan nie verby dit kom nie. Geliefdes, julle moet gaan lees in hierdie gedeelte, dat toe die Here en dit is vir my, ek het eintlik amper half in my mou gelag, want die Here sê vir hom, vir Moses, hierdie volk van jou, hierdie mense wat jy uit Egipte uitgetrek het. Die Here so ongelukkig met hulle, dat hy hulle nie meer wil herken nie. Dis nie meer syne nie. Dis Moses sinne. En ons sien dat Moses daar intree, want die Here maak hom 'n belofte. Moses, ek sal met jou oor begin. En Moses stry en hy sê, Here, U het aan hierdie mense 'n belofte gemaak. Terwyl Moses van die berg afkom, was daar instruksie gegee. En mense is vermoor. God het toegelaat dat mense vermoor word, omdat hulle valse gode aanbid het. Dat hulle die Baals gekies het bo die waaragtige God. Ek weet, en ek draai die liedjie nou verkeerd. Daar's 'n liedjie wat sê, in elke paadjie waar ek afgedraai het, daar was Jesus. Ek wil vir jou sê, vandag met liefde, jy moet pas op vir daai afdraai paadjies, dat Satan nie daar staan as 'n prins van die lig nie, en besig is om jou te mislei nie. Dat hy jou op 'n pad vat waar die Here glad nie is nie. Dit het tyd geword, geliefdes, dat ons terugkom en sê, Here, ons het 'n berou. Ons wil U ken. Ons wil U aanbid, soos U aanbid wil word. Verby die Gees kan stap, en ek sê nie ontken die Gees van die Here nie, ek sê om in die Gees van die Here te bly, maar ook die waarheid te gaan soek.
En hierdie geeste vra, Here, wys my die waarheid. Broer, suster, jy gaan geskok wees om te sien wat se brouwerk is gedoen in die naam van Christendom. Wat se dinge is gedoen. Hoe die skrifte gedraai is om sekere kerke te pas. As jy regtig by die plek gekom het om die Here te vra en hom te vertrou, dan gaan hy vir jou wys. Dit is ironies dat die Here Jesus Christus toe hy gekom het en vir die kerkleiers gesê het, hier is ek, die een vir wie julle wag. En hulle kon hom nie herken nie, want hulle eie tradisies, hulle eie gewoontes, hulle eie leerstellinge, het hulle weerhou om die waaragtige God te kan sien. Om die waaragtige Christus te kan sien. Hulle was verstop gewees. Hulle was nog by die goue kalf gewees. Kon nie verby dit sien, dat die Messias het gekom. En weet, dat die Here het baie wonders en tekens laat gebeur voor dit. En terwyl hy hier is, Natasha verklaar hy keer op keer wie hy is. Dat geen mens moet wonder en twyfel oor wie hy is nie. Maar tog gebeur dit so dat mense nie kon sien wie hierdie Messias is nie. Dat hulle verstop was deur dinge wat hulle geleer was. Die Here Jesus verklaar op 'n stadium dat al die geskrifte in die Ou Testament wys na hom toe. En sluit in hierdie ene, Jesaja 9 vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouers. Hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God. Een van die meeste miskende skrifgedeeltes wat mense nie kan sien wie Jesus was nie. Sterke God, die volgende, ewige Vader en vredevors. Mense kan dit nie sien nie. Mense wil nog steeds stry. Kom ons kom weg. Kom ons kom uit. Kom ons wees nie deel van Israel wat gevra het vir 'n ander God nie. Omdat hierdie Jesus Christus lank vat om te kom nie. Kom ons wees by die plek waar hy wil hê ons moet wees. Kom ons wees getrou, sodat wanneer hy kom, sal ons uitroep, halleluja, prys u Here dat u gekom het. Kom ons keer terug en wees nederig voor die Here en vra, Here, leer ons, lei ons in die volheid van u waarheid. Ek gaan vandag daar afsluit en ek vra dat julle sal herkou in hierdie boodskap en dat ons sal regtig plek maak, tyd sal maak vir die Here en van hom te leer en dat ons hom sal ken. Kom ons bid saam. Abba Vader, ek vra dat hierdie woord, Here, mense se harte sal penetreer, Here. Maar voor dit, Here, wil ek bid dat u Gees daarop sal rus, Here. Dat as dit korrek is, Here, dat dit mense se harte sal penetreer en dat mense weer sal terugkeer na u toe om u te aanbid in gees en in waarheid. Want Vader, dit gaan nie oor François of lewe in Jesus nie. Hierdie gaan oor u, Here. Dis u waarheid, dis u wil en dit is u plan. Seën ons asseblief in Jesus naam.
thank you